Ja, hy is ons verlossende koning. Die ware en getroue woord van God. Beloof deur die eeue, openbaar in die hede, oorwinnend aan die einde. Hy is die koning van die konings, die heerser oor al die heersers. Jesus Christus is die oorwinnaar. Julle kan slaan blaai vir my na Openbaring. Openbaring hoofstuk 19. Dit is daar aan die einde van julle Bybels. Ek moet my kry, dit is nie dit is nie. Gelijk sonder woord so vandag. Daar, Openbaring 19. En soos wat julle kan sien is die boodskap van vandag, Christus oorwinnaar. Dit is die begin van 'n reeks. Julle het seker gesien op die WhatsApp groep. Ek hoop julle het gesien. Op die WhatsApp groep gisterand, ek weet ek het laat ingesit, maar dit is die reeks waarmee ons gaan begin vanmôre. Is okay? Waarmee ons gaan begin vanmôre, Christus die oorwinnaar. Dit gaan 'n reeks van 5 wees en ek is so opgewonde oor hierdie reeks. Die hele week terwyl ek besig is met hierdie en die voorbereiding van dit is ek op soveel kere amper in trane uitgebars oor net die majesteit van ons koning, die grootheid van wie hy is. En dit is hoekom die aanbiddingsliedere vanmôre, soos wat julle kom gesien het, absoluut gerig is tot die koningskap van hom. En ek kan nie wag vir daardie dag wanneer ons ons oë opslaan na die hemel en hom sien kom op die wolke. Wat 'n wonderlike dag gaan dit nie wees nie. Kom ons lees Openbaring 19 vers 11 tot 16 en sien die Christus. En toe het ek gesien dat die hemel geopen is en kyk, daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word getrou en waar genoem. En met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos 'n vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone. En hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken nie behalwe net hy self. Hy het klere aan wat met bloed deurweek is en sy naam is die woord van God. Toe het die leers wat in die hemel is geklee in blink klere van suiwer fyn linne om op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy sal homself die parskyk van die geweldige toorn van God die Almagtige trap. Op sy klere by sy heup is 'n naam geskryf: Koning van die konings en heerser van die heersers. O Heilige Vader, mag hierdie woord ons vanmôre wakker maak, Here, en ons aanroer. Here, mag ons voor die almag van U Christus en die Messias kniel. Here, mag ons harte neergebuig word en laag buig voor U grootheid en U goedheid. Ja, Here, U wat deur die eeue die oorwinning bewerkstellig, Here God. Aan U kom toe die eer. Heilige Gees, mag ons dit sien vanmôre. Mag U in ons geestesoog hierdie beeld helder maak. Here Jesus, en in alles mag U verheerlik word. Amen. Johannes begin hierdie Openbaring in hoofstuk 1 met woorde: Gelukkig is hulle wat die woorde van hierdie profesie lees, en hulle wat dit hoor, en hulle wat vashou aan dit wat hulle hierin sien. Ons kyk baie keer na die boek van Openbaring, ons dink dit is so 'n moeilike boek, dit is so 'n skrikwekkende boek. Maar ons mis die belangrikste punt van dit alles, ons behoort gelukkig te wees. En as ek na hierdie gedeelte kyk, en ek lees hierdie gedeelte, dan al die dinge wat vooraf gaan, die vervolging, die verdrukking, die dood, die alles wat verkeerd gaan in die wêreld, verdwyn soos mis, want hy kom op die wolke. Hy kom om te oorwin. En ons behoort gelukkig te wees en bly te wees. En een van die dinge wat ons sien in hierdie gedeelte is dat, alhoewel hy baie name gegee word, staan hy bekend as die een wat 'n naam het wat niemand anders te ken nie. Dit is my verstommend, ek weet nie of julle dit gesien het nie. Hy word genoem waar en getrou, hy word genoem die woord van God, hy word genoem die koning van die konings, die heerser van die heersers, maar in die middel van dit alles staan daar, en hy het 'n naam wat niemand anders te ken nie.
Die naam wat bo alle name is. Die naam wat hoër is as wat enigiemand kan besef. En die idee wat ek kry terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, die gedagte wat my kop inkom, is dit amper asof ons in 'n grot sit en ons is omsingel deur ons vyande en ons weet nie hoe ons uit hierdie grot uit gaan kom nie. En dit is asof iemand langs Johannes ons op die arm begin tik en sê, kyk, daar kom hy. Daar kom die ruiter op die wit perd. En hy kom om te oorwin in regverdigheid en grootheid. Dit is die idee wat ons moet kry wanneer ons die gedeelte lees, dat ons aan mekaar moet sê, kyk, Murder, sien jy hom, kom op die wolke. Charlene, sien jy die ruiter op 'n wit perd? Hy kom om te oorwin. Hy kom om te verslaan. Weg is die babatjie in die krib. Hy kom op 'n wit perd. Getrou en waaragtig, met vlamme in sy oë. En op sy kop is daar baie krone. Ek lees hierdie boodskap vir ons as die begin van die reeks waarna ons gaan kyk oor die volgende 4 weke, alhoewel ons vandag begin met dit. Maar ek wil hê ons moet hierdie as die beeld vat wat ons in al die ander gedeeltes sien. Ons gaan kyk na hoe Christus op die kruis oorwin het. Daardie kruis wat vir baie lyk asof dit die vernedering is van die Christus, is uiteindelik die oorwinning van die Christus. Ons gaan kyk na Christus wat oorwin het oor die dood. Ons gaan kyk na Christus wat deur die eeue oorwin. 2000 jaar van Christus se oorwinning. Ons kyk na die wêreld rondom ons word mismoedig en sê, maar waar is die oorwinning? As ons gaan kyk na die geskiedenis, dan sien ons hoe die Christus oorwin deur al die eeue heen. En ons kyk met hoop na daardie dag wanneer hy uiteindelik gaan oorwin oor alles. Maar wie is hierdie koning? Wie is hierdie koning op die wit perd? Elke oog sal hom sien en almal sal hom ken. Johannes skryf oor die begin van sy openbaring, skryf hierdie woorde. Elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het. En die mense van hierdie aarde en die volke sal rou oor hom. Dit spreek van daardie allerheiligste van Christus wat verskyn. En hulle wat gedink het dat hulle hom gewen het, hulle wat gedink het dat hulle hom gekruisig het, hulle wat hom deurboor het en gedink het dat hulle die oorwinning behaal het, val. Gesê, jy is reg. Sterkte hoor. Jy is heeltemal reg, ons bid vir hoor. Hulle wat hom deurboor het. Ek weet dit lyk vandag vir ons asof die wêreld wen. Dit lyk asof daar rondom ons net onheiligheid is, net sonde is. Dit lyk vir ons asof dit donker geword het. Daar is geen lig meer nie. En ek dink hierdie stuk is geskryf sodat ons besef ons is nie alleen. Hy is besig om te wen. Hy is besig om die oorwinning te behaal. En selfs hulle wat hom nou spot en hulle wat hom nou laster, gaan hom sien en gaan voor hom kniel en gaan hom bely. Eeue voor hierdie visioen van Johannes sien Dawid ook 'n soortgelyke visioen. Is nou nie 'n ruiter op 'n wit perd nie, maar hy skryf in Psalm 24. Hy sê lig op julle koppe, poorte. Ja, lig julle self op, ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is hierdie roemryke koning? Word uit die hemel uitgeroep. Die Here magtig en heldhaftig, die Here heldhaftig in die stryd. Ja, lig op julle koppe, poorte, ja, lig op ewige ingange, sodat die roemryke koning kan ingaan. En weer word daar gevra, wie is hy? Hierdie roemryke koning, die Here, die heerser oor alle magte. Hy is die roemryke koning. Ja, wie is hierdie koning?
Wie is hierdie ruiter op die wit perd? Die eerste beskrywing wat ons het van hom in ons gedeelte vanmôre, is dat hy word genoem getrou en waar, wat in regverdigheid oordeel en oorlog maak. Getrou en waaragtig. Van die dag van Abel tot nou toe roep ons uit na regverdigheid. Ons roep uit na iemand wat sal regverdig oordeel oor dit wat aangaan in ons lewens en in die lewens van mense rondom ons. Hoeveel mense moet nog sterf voor moordenaars? Hoeveel mense moet nog sneuwel in die oorlog wat rondom ons aangaan? Hoeveel mense se lewe moet verwoes word deur die vyand? Wanneer gaan daar 'n regverdige koning opstaan om te regeer oor hierdie wêreld? En ons kyk soms en ons sê, miskien as ons 'n ander president het, of 'n ander party het, of miskien as ons 'n koning het, Dominic kies, miskien as De La Rey sy witperd kom en ons kom lei die volk, dan sal ons wel wen. En dit is so dat deur die eeue sien ons konings wat opstaan en vir 'n oomblik is dit asof daar 'n bietjie lig skyn. Ons sien konings wat vir 'n paar jaar goed doen en dinge verander. Karel die Grote in die jaar 800. Party van ons sal dalk ken as Charlemagne. Karel die Grote. Hy het die weste en die ooste verenig. Hy het geletterdheid teruggebring in die wêreld. Daar was 'n paar jaar wat hy uitstekend was. Hy is eintlik die vader van Europa, soos wat ons Europa nou ken. Hy het vrede gebring. Maar dit was vir korte duur. Ons kan dink aan 'n ander konings. As ons in ons eie Bybel kyk, Dawid, Salomo, Hizkia, Josia, Josia. Groot konings wat vir 'n oomblik geblink het, vir 'n oomblik gelyk het asof hier is nou 'n regverdige koning wat ons gaan rig. En elkeen van hulle het gesneuwel, elkeen van hulle het gefaal, elkeen van hulle het gestruikel. Op die einde van die dag het elkeen van hulle gesterf en voor die grootste vyand van die mensdom geval. Ons soek 'n beter koning as dit. Ons soek 'n getroue en waaragtige een wat in regverdigheid oordeel, wat vir ewig leef. Wie is hierdie koning wat sal opstaan? Wie is hierdie koning en wat is sy naam? En dit is so interessant dat Johannes dan dadelik gaan na sy oë is soos 'n vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone en hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken. Wat is sy naam? Ek gaan nie sê. Wie is hy? Jy gaan dit nie nou weet nie. Want hy het 'n naam wat net hy self ken. Maar ons sien dat sy oë is soos 'n vlammende vuur. En dit is 'n blik van sy glorieryke heerlikheid. Dat jy hom nie in die gesig kan staar nie. As jy probeer kyk na hom, dan weet jy word verbrand en heeltemal verwoes deur sy heiligheid. Jy kan nie hom in die gesig staar nie, jy kan nie kon in sy oë kyk nie. Dit brand soos die son. En dit verteer alles voor hom. In 'n regverdige oordeel staan hy in heiligheid. Niemand kan voor sy aangesig bly staan en leef nie. En op sy kop was daar baie krone. Nie net draai een kroon nie. Hy dra baie krone. En in die Openbaring, soos wat ons sien deur die hoofstukke, as jy dit al gelees het, word daar baie keer van krone gepraat. Daar is die dier wat 7 krone het. Dan is daar die draak het 7 krone, die dier het 10 krone. En weet jy wat dit beteken? Eenvoudig dit, dat hy het net soveel mag soos wat die Here hom toelaat. Die dier en die draak kan net doen wat die Here hom toelaat om te doen. Openbaring sê dit vir ons. Aan hom is vir 'n tydjie die reg gegee om oorlog te maak. Kan julle dink daaraan dat die vyand beperk is? Die vyand het net 7 krone of 10 krone. Maar hy wat in die witperd kom,
het baie krone. Dit beteken dat Johannes dit nie eens moet tel nie. Daar is krone wat jy nie eens kan by die nommer van kry. Baie krone. Dit is die beste woord wat hy aan kan dink. Baie. Hoeveel krone? Baie. Het jy het getel? Nee, dis baie. Want hy heers oor alles. Hy het oorwin oor almal. Hy is besig om stelselmatig al sy vyande te oorwin. En elke keer wanneer hy oorwin, vat hy 'n krone. En nie net is dit die vyand se krone wat hy vat nie. Een van die eerste kere wat ons sien dat daar krone is in Openbaring 4, wanneer die 24 ouderlinge op hulle trone sit rondom die troon. En elke keer wanneer die 4 lewende wesens begin om te aanbid, dan gooi hulle krone voor die Lam en voor God. En sê, waardig is U om aanbid te word. En hy tel daai 24 krone op. En hy tel al die krone op van al die vyande wat hy oorwin. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Maar hy het 'n naam wat ons nie ken nie. Wat is sy naam? Dit is geskryf op sy heup, maar ons weet nie wat dit is nie. Hoekom kan ons nie sy naam sien nie? Daar is sommige mense wat verwys na 'n baie ou siening in die antieke wêreld, dat as jy die naam van 'n persoon ken of die naam van iets ken, het jy mag oor daardie persoon of daardie ding. Dat binne in jou, dit is meer soos in die oosterse godsdienste en sovoorts, waar jy die idee het dat as ek 'n gees se naam ken, het ek beheer oor daai gees. Ek kan hom beheer en gebied en doen wat ek wil met hom, ek het hom gebind want ek ken sy naam. En so daar's baie kommentaar wat sê dat Johannes verwys dalk na dit, en sê dat niemand ken sy naam nie, want niemand het die mag oor hom nie, niemand kan die mag oor hom kry nie, want hy is die een wat die mag het. En so niemand kan ooit sy naam ken nie, want dit is te wonderlik. Niemand kan ooit beheer oor hom vat nie, hy staan ewig, die heerser. Niemand stuur hom nie, niemand verbied hom nie. Dis dalk 'n goeie manier om te kyk na dit, maar ek dink daar is miskien 'n beter manier om te kyk na dit. Ons sien dat hierdie konsep van die onuitspreekbare naam voorkom al vroeg in die Bybel. Genesis 32 vers 29. Terwyl Jakob met 'n man worstel. Sal wat ons weet. Jakob worstel met 'n man. Hy weet nog nie wie dit is. Hy worstel met 'n man deur die aand. Die man sal hom behep en hy word half mank in die een been, maar hy stoei en hy stoei en hy stoei met hierdie man. En hy vra die man, asseblief, sê my die naam. Luister wat antwoord hierdie man. Waarom vra jy my naam? Waarom vra jy my naam? Dis altyd antwoord. Waarom vra jy my naam? Hoekom wil jy weet? Waarop Jakob onmiddellik besef, ek het met God geworstel. Want Jakob sê in die volgende vers, nou weet ek het God gesien van aangesig tot aangesig. Dit is nie net enige mens met wie hy gestry het en gestreed. Maar sy naam is onbekend by Jakob. Jakob weet nie wat sy naam is nie. 'n klomp jaar later, wanneer Moses voor God staan, vra hy, wat is u naam, sodat ek vir die mense kan sê wie my gestuur het? Waarop God nie sy naam gee nie, maar eerder vir hom sê, ek is wie ek is. Sê vir hulle, ek het jou gestuur. En die naam wat ons uitspreek as Yahweh, is eintlik Moses wat vir die mense sê, hy is. Yahweh beteken hy is. Hy is wie hy is. Hy bestaan. En dat daardie titel, daardie naam gegee word en geleen word vir ons vir 'n tyd. Want dis die beste wat ons kan doen. Hy wie is. Ek ken nie sy naam nie, maar hy wie is, het my gestuur. Die groot ek is. Dit is nie 'n naam nie, dit is die beste wat die Here vir ons kan gee op daardie oomblik.
Hy sê wel vir Moses dat hierdie mense sal my ken by hierdie naam wat ek nou vir jou gegee het, ek is, of hy is. Maar dit is nie die volle naam van wie hy is nie, en wie hy is. Ons sien dit nog een keer, jare later, in Rigters 13 vers 17 tot 18. Samson se pa, voordat Samson gebore is, staan voor die engel van die Here, en hy vra vir die engel, hy sê, wat is u naam, sodat ons u kan eer, in die dag wanneer u woorde volbring is. Waarom die engel van die Here hom antwoord, waarom vra jy my naam, dit is te wonderlik. Hoekom vra jy my naam? Elke keer in die Bybel wanneer iemand sê, wie is u, dan sê hy, hoekom wil jy weet wat my naam is? Hy het die naam wat niemand ken. Die naam bo alle name. Maar ons sien in Openbaring 2 vers 17. Hy sê, laat die wat oor het luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan hulle wat oorwin, is ek en jy. Sal ek van die verborgde manna gee, en ek sal vir hom 'n wit klippie gee, ja, 'n klippie waarop 'n nuwe naam gegraveer word. En wat niemand anders ken nie, behalwe die een wat dit ontvang. Ons kry ook 'n nuwe naam. Ons kry ook 'n naam gegraveer op 'n klippie. En niemand anders ken die naam nie, behalwe die een wat dit ontvang, wat beteken dat niemand in die mag van ons nie. Net 'n paar verse verder, Openbaring 3 vers 12, wie oorwin, weer eens die oorwinning, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek die naam van my God op hom graveer, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, en ook my nuwe naam. Jesus sê daar, ek gaan 'n nuwe naam op hulle sit. Naam wat niemand anders te ken nie, behalwe hulle. Die naam wat niemand anders ken nie, behalwe ek. Die enigste wat weet wat sy naam is die Vader, en ons gaan eendag sy naam ken, want ons sien in Openbaring 22 aan die einde, daar sal geen vloek meer op julle wees nie, die troon van God en die Lam sal in die stad wees waar julle is, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe gegraveer. Ons ken nie die naam wat ons hom mee gaan ken nie. Hy het 'n naam bo alle name. Maar hier is die hoop wat ons het, broer, suster, ons gaan eendag daai naam ken. Ons gaan eendag by hom wees en daar sy naam gaan op ons geskrewe staan. Want ons gaan aan hom behoort. Wat is sy naam? Wie is hierdie koning? In die volgende gedeelte wat Johannes sien, sê hy het klere aan wat met bloed deurweek is. En sy naam is die woord van God. En toe die leers wat in die hemel is, geklee in blink klere van suiwer fyn linne, om op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met ysterstaf regeer. Hy sal ook self die pas skei van die geweldige toorn van God, die almagtige trap. Daar is 'n naam wat ons ken, die woord van God. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En die woord het mens geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid gaan skou, soos die enigste seun van die Vader, volle God, volle mens. Die woord. Maar die visioen begin met, hy het klere aan wat met bloed deurweek is. Dit is iets wat ons nie altyd in die prentjies sien, wanneer ons kyk na hierdie idee van die ruiter op die wit perd nie. Ons sien die wit perd en ons dink die ruiter moet ook wit klere aan hê. Maar sien wat sê hierdie teks? Sy klere is met bloed deurweek, bloedrooi. Daar is geen wit op hom nie, dit is bloedrooi. Al sy klere is met bloed bedek.
En daar is sommige wat al dink dat miskien verwys dit na sy dood en die kruis en die bloed wat hy gestort het, maar dit is nie wat hierdie gedeelte sê nie. Dit is nie sy eie bloed wat op sy klere is nie. Hy sê dit in vers 15. Hy sal self die parskyp van die geweldige toorn van God die Almagtige trap. En dit verwys na profesie deur Jesaja 63. Julle kan sien hoe lank terug al verwag hulle hierdie koning wat kom. Jesaja 63. Wie is dit wat uit Edom uitkom? Weereens, ons weet nie wie hy is nie. Wie is dit wat daar uit Edom kom met helder rooi klere uit Bosra? Hy wat 'n glansryke boekleed dra, wat keldermeester is in die volheid van sy krag. Ek is die een wat in geregtigheid spreek, magtig om te verlos, sê hy. En Jesaja vra, waarom is die boekleed rooi? Waarom is die klere soos die van iemand wat druiwe trap in 'n wynpers? En hy antwoord, die kyk het ek alleen getrap. Van al die volke was daar niemand by my nie. In my toorn het hy hulle aanhou trap. Het ek hulle aanhou trap. Hulle fyn getrap in my woede. Hulle lewensbloed het op my klere gespat en my hele uitrusting het ek besoedel met hulle bloed. Hierdie is nie 'n prentjie van Jesus wat 'n lammetjie op sy skouers dra en die mense spreek en sê aan bid my asseblief nie. Hierdie is die idee van 'n koning wat kom om regverdig te oordeel oor al die vyande van God. Wat sy oordeel gaan uitstort en gaan vernietig, met 'n vlamskerp swaard uit sy mond uitkom. Sy klere is met bloed deurweek. Hy sê ook dat hy gaan die nasies met uiterste scepter regeer, dit is Psalm 2. Die gesalfde van die Here, hoekom raas die nasies, hoekom tree hulle op teen die gesalfde van die Here? Hy gaan hulle verpletter met yster scepter en elke knie gaan voor hom buig. Jesus kom vra nie of hy asseblief kan regeer oor ons. Hy kom om te regeer. Hy kom om te oordeel. Jesus is nie hier op 'n diplomatiese missie om volke te probeer oorreed om asseblief tog net aan hom te bewys nie. Hy kom om te oorwin en te vernietig. Maar ek wil soos Johannes ons oë net vir 'n oomblik wegvat van die ruiter op 'n wit perd en kyk na hulle wat agter hom aankom. Want agter die ruiter op 'n wit perd, wie se klere met bloed deurweek is daar skare mense wat fyn wit klere aan het, waarop geen bloedspatsels is, waarop geen vlekke is. En hulle word meegevoer in sy seëgetog. En ons gaan meer in besonderheid daarna kyk, wanneer ons kyk na Christus wat deur die eeue wen. Maar wat ek ons wil herinner aan, is dit. Hy is die een wat oorlog gemaak, nie ons. Deur die eeue het mense gedink, miskien as ons net die mense kan forceer om Christen te word, dan sal die hele wêreld Christelik wees. Vandag het ons weer baie mense wat uitroep na Christelike nasionalisme toe. Om te sê, ons moet die land Christelik maak deur geweld en deur mag. Ons moet opstaan teen die vyande en ons moet hierdie land weer Christelik maak. Dis nie hoe ons oorwin nie. Want dit is nie ons wat die geveg veg nie. Dit is die een wat op die perd is wat die geveg veg. Sy klere is met bloed deurweek, sodat ons met skoon klere in die hemel kan ingaan. Ons sien in Openbaring 7 vers 13. Die ouderling vra vir Johannes, hy sê, hierdie mense met die lang wit stolas, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Johannes weet nie, en hy sê, meneer, net u weet, dis 'n engel met wie hy praat. En hy sê vir my, dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Hulle het hulle skoon gewas in die bloed van die lam. Kan julle dink, hoe kan wit klere skoon gewas word in die rooi bloed van die lam? Natuurlik is dit simbolies. Maar hy
wat sy bloed gestort het, is die een wat die bloed gaan stort op die einde van al die vyande van God. En ons gaan skoon gewas wees in sy heiligheid. En ons sien verder in Openbaring 12 vers 10 tot 11. En ek het 'n harde stem in die hemel hoor uitroep: nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van ons God deurbreek, en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgeroei is. Hy wat dag en nag vir ons God aangekla het. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Want selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. So ons word nie geroep om te veg met geweld, om mense te oorreed om Christene te word. Soveel as ons kyk na daardie dag wanneer Christus gaan kom en uiteindelik gaan vernietig en verwoes en regverdig gaan oordeel, word dit nie op ons geplaas om deur geweld sy woord uit te bring. Inteendeel, ons oorwin die vyand deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis, en ons getuienis is Christus. Daarom is dit ook die woord van God wat uitgaan met sy klere deurweek met rooi, met 'n vlamskerp swaard uit sy mond uit. Die waarheid gaan seëvier wanneer hy kom op die wolk en almal gaan hom sien en weet, hy was altyd die koning. Hy die Christus. Ons word geroep om te getuig en selfs in die aangesig van die dood daardie getuienis vas te hou wat ons ontvang het. Ons wen wanneer die wêreld ons doodmaak vir ons geloof. Ek wonder of ons dit besef, broer en suster, ons wen wanneer die wêreld ons doodmaak vir ons geloof. Ek weet baie Christene is bang vir wat kom. Gaan ek die verdrukking moet leef? Gaan ek deur al die dinge kom? Ons wen wanneer ons sterf vir sy naam. Want die dood is vir ewig vernietig. En ons word geroep om 'n getuienis af te lê, soos wat ons Christus ook afgelê het voor Pilatus. Hy is die waarheid. Wie is hierdie ryter? Wat is sy naam? Ons sien in die laaste gedeelte sê op sy klere, by sy heup is 'n naam geskryf. Die koning van die konings en die heerser van die heersers. Ons sien in Openbaring 17 vers 14 word dit daar geopenbaar dat die lam van God, hulle het oorwin gemaak teen die lam van God, maar hy het hulle oorwin want hy is die koning van die konings en die heerser van die heersers. En ons sê daardie titel so baie keer, hy is die koning van die konings en die Here van die heersers, maar ons behoort te besef dat dit beteken hy is die opperheer, die almagtige. Daar is geen koning bo hom nie. Hy is die koning wat oor alle konings regeer. En ons ken nog steeds nie sy naam nie. Deur al hierdie gedeeltes waar ons hoor hy word genoem waar en getrou, hy word genoem die woord van God, hy word genoem die koning van die konings, is daar nog steeds die vraag, maar wat is sy naam? Johannes noem nooit sy naam in hierdie gedeelte nie. Hy noem die onbekende naam wat niemand kan ken nie. En ons ken hom by baie name, die lam van God, die leeu van Juda, die wortel van Dawid, die ruiter op die wit perd, die woord van God. Ons het al die name wat ons vir hom het, want ons kan net probeer om gedeeltes van hom te sien op elke tyd. Ons kan nooit die volheid sien van wie hy is nie. Elke keer wanneer ons probeer om alles by mekaar te sit, dan raak ons teer mekaar en ons weet nie wat om te doen nie, want hy is soveel groter as wat ons denke kan begryp. Hy is beide die lam van God wat geslag is en die leeu van Juda wat verslind. Hoe bring jy daai twee prentjies by mekaar? Hy is die een wat sterf vir die sondaar en die een wat die sondaar oordeel. Genade en oordeel. Hy is die een wat kom om te vernietig en om te regeer met regverdigheid en te oordeel met gesag. En tog is hy die een wat roep, kom na my en ek sal jou rus gee.
Ons kan nie die volheid van hom ooit op een slag in ons gedagtes hou nie. Dit is te wonderlik. Hy is te goed. Maar ons ken hom by die naam wat hy vir ons gegee het. En die naam wat ons aanroep tot op daardie dag. Ons ken hom as Jesus Christus. Jesus, want dit beteken verlosser. Christus, want dit beteken gesalfde en uiteindelik koning. Hy is die verlossende koning. Die een op wie ons hoop stel. Niemand in die geskiedenis kon 'n goeie koning gewees het vir ons nie. Niemand in die toekoms gaan vir ons 'n goeie leier wees nie. So ek kies om my knieë te buig voor hierdie koning, wat die verlossende koning is, wat in regverdigheid oordeel en hy aan die einde van die dag sal oorwin. Hy wat deur die eeue oorwin en die kruis oorwin het en die dood oorwin het. Hy het ook die sonde in my lewe oorwin en sal die sonde in my lewe finaal oorwin. En die dood wat nou in my liggaam is, sal eendag afgegooi word en ek sal in heerlikheid voor hom staan. Verlos, vrygespreek, geregverdig, skoon gewas in die bloed van die lam. En elke traan sal afgevee word en elke pyn sal weggeneem word. Ja, hy is ons verlossende koning. Die ware en getroue woord van God. Beloof deur die eeue, openbaar in die Here, oorwinnend aan die einde. Hy is die koning van die konings, die heerser oor al die heersers. Jesus Christus is die oorwinnaar. Amen. Here, mag ons harte en ons oë oopgemaak word om te kan sien wat die grootheid en die heerlikheid van u heerskappy is. Here Jesus, dat die vrees verdryf sal word uit ons harte uit. Dat ons nie meer sal wonder oor wat vir ons wag nie, Here. Maar dat ons oë na u toe sal opslaan en die koning sien. Here Jesus, u wat op die wit perd aangery sal kom, met vuur in die oë en 'n vlamskerp swaard uit die mond uit. U wat kom in regverdigheid te oordeel in waarheid en getrouheid. Die woord wat aan ons geopenbaar is. En mag ons u ken by die naam Jesus Christus in ons lewens. U is die verlossende koning. Mag ons u eer met ons harte en met ons lewens en met ons denke en met alles wat ons is. Here, dat ons nie meer op ons eie trone sal sit en ons eie krone wil vashou nie, maar dat ons sal neerwerp voor die troon van die Lam en van God wat op die troon sit. Here, dat ons sal afklim en neerkniel voor u in aanbidding en in heilige eerbied en weet dat u is die naam bo elke naam. U is die koning van die konings en die heerser oor alle heersers. En ja, terwyl elke knie sal buig en elke tong sal bely, Here, doen ons dit vandag. En ons bely, Here, u is ons koning en vir u sal ons eer en vir u sal ons volg. Here, en ek bely vanmôre, Here God, en lê my hart voor u neer en erken u as die koning. Mag ek nie meer verder vir myself leef nie, maar vir u heerlikheid en in die krag. En mag ons getrou wees, Here, selfs tot die dood. Want ons weet dit het ons die oorwinning behaal deur die bloed van die Lam en die woord van ons getuienis. Want u kom toe die lof en die eer, die majesteit, die krag, die danksegging, al aanbidding nou en vir altyd. Laat al die engele van God u aanbid, laat al die nasies u aanbid, laat die hele skepping u naam groot maak. Wie is hierdie koning? Jesus Christus, die oorwinnaar. Amen en amen. My broers en susters, gaan in die seën van die Here.